gemeente? Ja, die heerlijke nieuwe dag wat die Here vir ons gegeet. Ek weet nie of die mense is vir die eerste keer nie. Sien iemand nie? Julle was al, ja, julle was die eerste keer nie. Wat is jou naam? Karel Brand. En jullie, waarvanaf kom julle? Wauw, welkom. Dus hier is daarom Kaapenaars ook hier, so kom ons geef hulle lekker hande klap. Vir die eerste keer hier by ons. Ja, sy, lyk my nie, ek mis iemand anders dan nie. So 'n wonderlike dag. En as 'n mens dink aan die Here en jy dink aan die woord, dan is vir my so fantasties dat ons ek wil vir julle 'n stukkie lees. Maar ek wil, voordat ek het lees, gaan ek eers bid, maar ek wil hê jy moet dink. Miskien moet ek 'n stukkie lees en dan moet jy dink. Terwyl ek bid. Oor, wat is hierdie meeting all about? Waaroor gaan dit? Hy sê hier, Psalm 47, al julle volke klap julle hande, juig tot eer van God, met 'n jubelende stem, want aan die Here die Allerhoogste kom eerbied toe. Hy is die groot koning oor die hele aarde. Dis hy wat hierdie meeting roep. Hy wat ons by mekaar trek vandag. Hoor wat daar staan, hy is die groot koning oor die hele aarde. So kom ons raak so 'n bietjie stil en dink so net aan die koning. Dink net so 'n bietjie oor God en dan bid ek vir ons. Here, daar is nie eers 'n manier hoe ons kan dink. Ons gedagtes kan nooit eintlik vir u omvang nie. Sal nooit eintlik kan dink hoe groot God regtig is nie. Want ons het mos maar beperkings. Ons het beperkings van hoe ons sien. En ons het die grootste teleskoop en hulle ontdek nog steeds deel van die skepping. As jy met die kleinste mikroskoopie gaan, dan ontdek hulle steeds nog goed van die skepping. So, dankie dat u wat die groot koning is, ons hier by mekaar gebring het. En dankie dat ons nou vanoggend vir mekaar maar net kan bid en sê, Here, terwyl ons hier is, seën vir ons, seën vir my, seën hierdie gemeente, met die genade en die vrede en die liefde. Terwyl ons hier sit, mag die Heilige Gees, sommer net vir ons oortuig van die vreugde daarvan, om vir God te ken. Ons eer U. Seën vir ons in Jesus se naam. Amen. Dan lees ek verder, hoor wat staan hier so. Kom aan. Hy sê, ons het nog gesê, hy is die groot koning oor die hele aarde, en dan sê hy, God gaan op na sy tempel toe. Nou, ons weet mos, daar is mos nou nie meer 'n tempel nie. So, wie is die tempel? Hallo, is julle? Hy sê, weet jy nie, jy is die tempel van God. Hy sê, God gaan op na sy tempel toe onder 'n gejubel. Die Here gaan op, terwyl die ramshorings blaas. Prys God, prys hom met psalms, prys ons koning, prys hom met psalms. God is die koning oor die hele aarde, sing vir hom 'n lied. God is koning oor die nasies. God is op sy heilige troon. So kom staan. En julle wat met voorgaan, kom so lank vorentoe. Maar dink wat hier staan. Hy sê, prys God, prys hom met psalms, prys ons koning. God is ons koning oor die hele aarde. Sing vir hom 'n lied. God gaan op na sy tempel. So kom ons staan en dan sing ons. Terwyl saam met Dawid wat hier geskryf het, eintlik die Koragiete wat hier geskryf het. So kom ons staan.
In ons gebedsbak gooi ek 'n blommetjie in. En julle wat nou by ons kuier, dit is ons blombak, of ons gebedsbak. Maar ons sê, dis wat die Here vir ons, ja, nee, partykeer sê nee, maar dis ons glo die Here hoor ons gebede. So sê vir hom dankie. Hier sê iemand, bid asseblief dat die Here ons kinders se harte sal aanraak, sodat hulle oë sal oopgaan en dat hulle die waarheid aanvaar. Ek dink dis maar 'n generiese gebed vir baie van ons, vir ons kinders, wat ons regtig sal bid vir ons kinders. Bring ons kinders na hierdie land toe. Nie net hier nie, in Suid-Afrika ook, is daar geweldige aanslag op die geloof. Ons word gesien as religious people. As jy besig is met religion, dan word jy sommer deur al die gelowe selfde gesien. So bid vir ons kinders, maar bid gaan sommer vir ons kinders bid vir Oelie, wat hierdie week 'n breinoperasie gaan. Bid asseblief vir sy ouers vir rustigheid. Dan bid ons nog vir Jaco se sussie, né? Wat is haar naam? Monica, wat ook kanker het. En ons bid vir Johan Steinhubel, wat kanker het, so julle moet altyd vir hulle bid. Is daar nog gebede? Versoeke, steek gegaan op. Sien, daar is hy, kom ons bid. Here, ek wil hierdie gebed eintlik verander as ons sê, bid asseblief dat die Here ons kinders se harte sal aanraak, wil ek so maak ook en sê, bid dat hierdie kinders wat u kinders is, se oë sal oopgaan, dat hulle vir u sal raak sien. En ek bid vir u kinders wat u vir ons gegee het. Die kinders wat u ons mee vertrou het. Ons bid, Here, dat hulle u sal ken. Dat hulle begeerte sal hê. Te sê, ek wil die lewende God ken. Maar daar's geen ander hoop vir hierdie wêreld sonder u nie. Ons bid vir hierdie klein seentjie wat gaan vir hierdie operasie, wil bid dat sy ouers ook rustigheid sal kry, en dat daar ook 'n goeie uitslag sal wees met hierdie operasie. Ons bid vir Monica ook wat kanker het, en ons bid vir Johan, en ons wil regtig vra, dat u ook genesing sal bring op u tyd. U alleen kan ons, niemand anders wat vir ons kan help. Ja, dokters help, hulle help, maar uiteindelik is dit u. En dankie vir hierdie mense wat hier sit, wat 'n verwagting het. Nie net met hulle wat hande opsteek nie, maar met 'n verwagting, elkeen van ons wat hier sit, om 'n ontmoeting met u te hê, ook vanoggend, maar ook in hierdie weke wat kom. Amen. Kom ons staan. In God.
is ons God. Heilig, 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 Heer God almagtig, groot is die troon, U is steeds met lof omring. Heilig, 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 liefderyk genadig, U troon is steeds met lig en lof omring. Ja, Here, ons wil vir U kom sê dat saam met die engele en saam met die lewende wesens in die hemel kom hierdie gemeente vanoggend sê, U is die koning en U is heilig. En ons wil vir U aanbid omdat U die enigste heilige groot God is. En Here, as ons nou die woord lees, dan erken ons dat die woord is die waarheid. En sonder U en sonder die woord en sonder die Gees is ons eintlik niks. So maak ook vir ons gereed om nou te hoor as U met ons praat. En geef ons 'n oop gemoed en 'n leerbare gees. En maak ons harte ontvanklik vir hierdie heilige God, wat deur sy Gees hier by ons is. Amen. Kom ons sit maar. Nou, ons het so 'n bietjie 'n breek gevat in ons reeks waarmee ons besig is. Julle wat nie weet nie, ons is besig met 'n reeks uit Matteus 5 tot 7. Dis 'n koninkrykslewe. Hoe is 'n koninkrykslewe? Hoe leef met ander woorde kinders van die koning? Dis nou nie 'n breek daarvan nie, maar ek vat so 'n bietjie 'n ander rigting vir die vakansietyd. Om so te sê, man, ek hoor so baie mense sê hulle is so moeg. Daarmee by julle lyk nie vir my moeg nie. Nee, mense sê hulle is moeg. Die jaar is nog net so mooi, 3 maande oud, maar hulle is moeg. En die lewe maak ons moeg. En toe het ek gedink, maar kom ons vat so 'n bietjie tyd en ons gaan sit net by die Here en ons hoor net hoe lekker dit is om te lewe. En die tema is kom na my toe en vanoggend is ons nou kom na my toe en kom beleef 'n fees. Want dis wat die Here vir ons eintlik maar bedoel het, is dat die lewe 'n fees moet wees. Nou vertel hy 'n gelykenis. Nou 'n gelykenis is 'n storie. Nou met 'n storie en met gelykenisse kan jy mos nou enige storie daaruit opmaak. So mense, as jy dink oor 'n gelykenis, dan kan jy mos nou min of meer dink, hoe dink jy, wat wou Jesus eintlik hiermee gesê het? Vir wie het hy dit bedoel? En nou ons kan 'n klomp teologiese goeders oor hierdie gelykenis uithaal. Maar ek wil hê julle moet hoor, dis 'n storie wat hy vir ons vanoggend vertel. Natuurlik het hy vir die Jode dit vertel, en natuurlik het hulle dit op 'n manier gehoor, wat hulle presies geweet het waarmee hy besig is om met hulle te praat. Maar kom ons vergeet vir 'n oombliekie. Nee, ons vergeet nie, ons kan net sê, vanoggend praat hy met ons. En wat is die storie? Hy sê, Jesus het weer in gelykenisse met die mense gepraat.
En hy het gesê, met die koninkryk van die hemel gaan dit so, soos met 'n koning wat vir sy seun 'n bruilofsfees voorberei het. Hy het sy slawe uitgestuur om die genooides na die bruilof toe te roep. Weet julle wat 'n bruilof? Ek gedink julle gaan nie weet nie. 'n Bruilof is 'n troue. In ou dae, die mense wat nou ouer is, nou veel mense wat ouer as ek is nie, maar ons het 'n bruilof gehad. Dit was 'n groot partytjie nadat die mense getrou het, né? So dit was 'n wedding feast, dit wat 'n bruilof is. Julle geweet wat 'n bruilof? En hy het sy slawe uitgestuur om die genooides na die bruilof te roep, maar hulle wou nie kom nie. Toe stuur hy weer ander slawe met die opdrag. Sê vir die genooides, die maaltyd is reg, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof toe. Maar die genooides het hulle nie daarin gesteer nie. Die een het na sy stuk grond en die ander na sy werkplek toe gegaan. En party het sy slawe gegryp en mishandel en doodgemaak. Die koning het kwaad geword en sy leer gestuur om die moordenaars dood te maak en hulle stad aan die brand te steek. Toe sê hy vir die slawe, alles staan klaar vir die bruilofsfees, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan nou uit na die straathoeke en nooi soveel mense as wat julle teekom na die bruilofsfees. Toe het daardie slawe uitgegaan op die strate en almal wat hulle gekry het bymekaar gemaak, slegtes sowel as goeies. So het die feessaal vol gaste geword. Toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar 'n man wat nie bruilofsklere aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder bruilofsklere aan? Maar die man kon hom niks antwoord nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete vas en gooi hom uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Baie is immers geroep, maar min is uitverkies. Nou, as 'n mens dink, waar pas ons nou in die jaar in? Ons het nou laas naweek Paasnaweek gevier, of Paasfees gevier, en ek het so gedink oor die Paasnaweek en die Paasfees, dink ek maar, dit is so maklik as 'n ou Paasnaweek het, dat dit so by jou verby kan gaan, is net lekker wegbreek, lekker vakansie, so tussenin, weet ou, is mos maar 'n bietjie moeg, soos 'n goeie rustyd, dat 'n ou uiteindelik die essensie van Paasnaweek sal mis. Of jy kom op 'n Paasondag of 'n Paasnaweek soos laasnaweek, kom jy kerk toe en jy lees in die Bybel en jy vier saam fees, maar selfs dan kan jy dit mis. Want as ek moet sê, wat is die grootste enkele gebeurtenis in die geskiedenis van die wêreld, was dit Paastyd. Want dit het die hele wêreld verander. Daar was nog nooit so 'n man gewees soos Jesus nie. Jy kan maar gaan kyk, ons het al hoeveel keer gesê, dwars deur die geskiedenis, niemand het die geskiedenis van die wêreld so verander nie, behalwe Jesus. Dat ons laasnaweek gesê het, dat die hele westerse wêreld, wat nie eers glo in God nie, stop om Paasfees te vier. Daar's net 2 vakansietye wanneer die hele wêreld en die westerse wêreld veral stop, en is Kersfees en Paasfees is alles oor Jesus. So daar's eers glad nie eers debatteerbaar nie, dat daar is geen man nog ooit gewees wat so impak gehad het nie. Maar Paasfees was die draaipunt. Paasfees was dit wat die hele geskiedenis so verander het. Want laas Vrydag, die eerste daai Vrydag toe Jesus gesterf het hy nie vir homself gesterf nie. Die feit dat hy gesterf het, en dis mos nou die storie van die kruis, is dat hy gesterf het aan die kruis, en dis nie net noodwendig die kruis nie, maar dat hy gesterf het. En die rede hoekom hy gesterf het, was mos dit wat God gesê het, ek het 'n offer nodig, en iemand moet sterf in die plek van hierdie wêreld, sodat hulle gered kan word. So dis die storie van Paasfees. So die redding is vir almal, julle moet dit mooi hoor. Die redding is vir elke liewe mens. Dit is, ons dink aan die genooides, almal is genooi, almal kan deel kry in die redding. Maar dan kom Sondag. En Sondag is die opstandingsdag. Sondag het Jesus opgestaan, en dan sê ons, hy het die dood oorwin, hy het die sonde oorwin, en omdat hy lewe, het hy vir ons lewe gegee. Maar nou gee hy die lewe vir hulle wat glo. So die redding is vir almal. Maar jy kan net lewe kry en versoening kry met God as jy dit glo. Nou sê Johannes, en ons het laasweek gelees, en as hy hierdie boek skryf van Johannes, dan eindig hy Johannes so. Dan sê hy Johannes 20 vers 31, die tweede laaste hoofstuk. Hy sê, maar hierdie wondertekens is beskrywe,
sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, met ander woorde, dat Jesus die koning en die Messias is, die seun van God is, en sodat julle deur te glo, in sy naam lewe kan hê. So as jy moet vra, wat is die hele storie van Jesus, dan is dit hierdie ding, as dat jy en ek, wat glo, lewe kan kry, maar jy kry nie lewe, as jy nie glo nie. Nou kom Jesus en hy vertel hierdie storie, en hy kom sê vir hulle, ek wil vir julle vertel, hoe is dit met die koninkryk van die Here? Hy sê vers 2, hy sê met die koninkryk van die hemel, dit is of die koninkryk van God, dit is maar dieselfde, met die koninkryk van die hemel gaan dit so, dis soos 'n koning, wat vir sy seun 'n bruilofsfees voorberei. So as jy moet vra, Here, maar hoe dink jy oor die koninkryk, hoe dink jy is die koninkryk van God, dan sê hy vir ons, ek wil vir julle verduidelik, nadat julle die lewe gekry het, raak julle deel van die koninkryk van God. As jy moet nou lewe, dan lewe jy in God se koninkryk. En dit is soos 'n fees. Nou ons weet nie van bruilofsfees vier nie, julle. Kyk, die Jode se bruilofsfeeste was genuine feeste. Dit was 'n groot ding, veral as 'n koning se kind trou. Nou wat gebeur het, voor hierdie bruilofsfees moes 'n klomp goed gebeur het. Want die paas het ons gereël dat die dogter en die seun trou. Ons moet dit weer inbring in hierdie kerk. Ek sal reël. Ek sal julle help reël. Maar dis nou nie my se kinders of seuns, ja, ons gaan julle eie goed reël. Want julle weet in elk geval nie. Maar in elk geval, hulle het dit gereël en dan kom die pa en die kinders bymekaar, want hoekom hulle dit gereël het? Want die kinders het getrou, die dogters was 13, 14, het hulle getrou, want die pa hulle verkoop vir 'n bedragie en die seuns was so 15, 17. So hulle het in elk geval nie, julle is aan oor 17, baie verstand gehad, maar jy's nog so 16, so, maar julle het dan verstand, dis alright. Maar daai ouens het nie, die paas het dit gereël, en dan kom hulle by mekaar, en dan nou die kontrak gehad, dis die eerste keer wat hulle tydjie die meisie of die ou sien. So jy moet jou pa vertrou, jy moet dan mooi vir hom vertel, pa, dis hoe jy moet lyk. Maar dan het hulle nou die kontrak gesluit, dan die verloving plaasgevind, dan het hulle huis toe gegaan, dan het die ma nou vir die meisie alles vertel van hoe is jy 'n vrou? Want dat sy gaan uit die huis uit, sy gaan na die man se huis toe, die man gaan terug, hy gaan berei vir haar 'n plekkie voor, hy is besig om vir haar 'n kamer aan te bou, of 'n stukkie huis by sy pa se huis, alles bly by die pa. En dan as hy gereed is, dan kan die bruilof plaasvind. En dan kom die gaste nou, maar intussen is die gaste klaar genooi. Hulle kry die uitnodiging, kom na die bruilof toe. Ons weet nog nie wat is die datum nie, want hulle het nie 'n datum gehad nie. Dan, wanneer die man min of meer klaar is, dan sou die pa besluit het en gesê het, okay, alles is nou reg. Dan stuur die slawe uit en sê, okay, gaan haal die mense nou. Hulle is nou die genooides, julle weet, hier is die adreslyste van die genooides, gaan soek hulle nou en sê vir hulle, okay, die troue gaan begin vanaand, julle moet sorg dat julle daar wees. En dis die storie wat Jesus besig is om te vertel. En dan het hulle fees gehou. Hulle fees was 7 dae lank het hulle troue gehou. Onthou julle die gelykenis wat Jesus vertel het, hulle sê hier by die 7de dag toe die wyn opgeraak, en toe maak Jesus mos water uit wyn uit. Nee? Ja, ek kyk of julle luister. Wyn uit water uit. En en dit was nou die 7de dag. So het groot fees gevier. Nou sê Jesus, ouens, as julle dink oor hoe dit is met God, as jy nou gesê het, ek het lewe gekry, ek het nou die nuwe lewe in God gekry, dan is die lewe saam met God in God se koninkryk soos 'n bruilofsfees wat 'n pa vir sy kinders reël. Miskien moet ons net sê, wat is die koninkryk? Vers 2 sê hierso weer, hy sê met die koninkryk van die hemel gaan dit so, dis soos 'n koning wat vir sy seun 'n bruilofsfees voorberei, hy het sy slawe uitgestuur om die genooides na die bruilof te roep, maar hulle wou nie kom nie. Maar nou die koninkryk van God, dis die vraag, wat is die koninkryk? As 'n mens nou dink aan die koninkryk van Engeland, of die British Empire, dan is julle wat nou burgers is in hierdie land, is mos nou julle queen ook, want dis haar koninkryk, sy het mos nou, julle moet trots voel, sy het nou 90, nee, maar okay, dis nou ons koning ook, maar dis 'n domein, dis 'n terrein, jy het 'n sekere landsgebied, maar as jy dink oor God se koninkryk, weet ons mos God is die koning oor die heelal, maar dink net gou verder daaroor, hy is eintlik maar die koning van mense. Hy is die mense se koning. En as hy sê oor hierdie koninkryk, dan sê hy, weet jy ouens, ek wil hê,
ek wil julle almal nooi na my koninkryk toe. Na deel wees van wat ek gee. As jy redding soek, as jy verlossing soek, as jy vergifnis soek, as jy vrede soek, as jy vreugde soek, noem dit op wat jy soek. Jy gaan dit by my kry, want ek is jou koning. Ek sorg vir alles. En ons sê mos vir hom ook koning. Elke keer as jy sê Christus. Christus is ons Messias. En Messias beteken die gesalfde, die koning. So as jy sê Jesus Christus, dan sê jy, as jy sê Here, dan sê jy, hy is my baas, my meester, my hoof. So is eintlik jy sê, my meester, my redder, my koning. As jy sê Here Jesus Christus, dan is dit. En dis eintlik wat hy sê, weet jy ouens, ek wil hê julle moet kom na hierdie plek toe. En ek wil vir julle vreugde gee. En ek wil vir julle blydskap gee. So dink gou aan jou lewe en aan God wat vir jou vanoggend kom sê, maar luister, ek wil hê jy moet jou lewe vol vreugde maak. En dan sit jy hier en jy sê, maar kan nie, ek het 'n klomp hartseer. Ek het 'n klomp goed wat my pla. Dan help Jesus ons daarmee. Onthou julle in die begin, dit was die eerste preek van hierdie koninkryksreeks, het hy gesê in Matteus 5 vers 4, geseënd is jy wat treur, want hulle sal vertroos word. So selfs, hy sê ongelooflik goddelik gelukkig is jy, as jy 'n koning se kind is. Want al is jy hartseer, het jy die vreugde van ek het 'n koning. Ek het iemand wat vir my sorg. En dis die spin-off, as ek nou so iets kan sê. Dis die ekstra wat jy kry, of die beste wat jy kry, as jy begin om te sê, ek aanvaar die redding, ek kan glo dat die kruis het vir my redding gebring, ek glo dit, dan kry ek lewe. Hy sê, maar daarna kry jy hierdie lewe in oorvloed. Al is jy hartseer, kan jy nog steeds bly wees. En dis die ding wat Jesus vir hierdie mense wil leer, is om te sê, man ouens, kom beleef 'n fees. Kom hier na my toe, en kom beleef 'n fees. En weet jy wat, dis vir my die amazingste, is dat hy het alles gereël. Hy reël dit, hy sê die koning reël dit. Die koning stuur die mense uit, is die koning wat mense nooi, dis alles die koning se werk, is niks van jou en my werk nie. Ons kan nie ons hand opsteek en sê, ek wil genooi word na hierdie koning se partytjie toe nie, almal is klaar genooi. Die kruks van die storie gaan nou verder, oor wat is hierdie mense se reaksie? Kom ons lees hier, by vers 3, hy sê slawe uitgestuur om die genooides na die bruilofte te roep, maar hulle wou nie kom nie. Toe stuur hy weer ander slawe met die opdrag, sê vir die genooides, die maaltyd is reg, my beeste en my vetgemaakte vee is geslag, en alles is gereed, kom na die bruiloft toe. Maar die genooides het hulle nie daarin gesteer nie. Die een het na sy stuk grond, en die ander het na sy werkplek toe gegaan, en party het sy slawe gegryp en mishandel, en doodgemaak. Onthou nou hierdie mense, was die ouens wat die koning so waardig geag het, so belangrik geag het, dat hy hulle genooides gemaak het. Hy het gesê, as jy nou dink, die koning sit nou daar in sy raadsaal en dink, maar wie sal ek nooi? Ja, ek wil daai ou graag hierdie. Hy is vir my belangrik. So dis mense wat vir die koning belangrik was. En hulle sê net, dood eenvoudig vir die koning se slawe, man, ons stel nie belang nie, ons wil nie, ons weet ons is genooi na die koning toe, maar die koning is nie vir ons belangrik nie, en dan raak die koning nie eers kwaad in die begin nie, dan sê hy, man luister, dan stuur hy weer 'n klomp slawe af, en dan gee hulle 'n boodskap, en sê, man kom, weet jy wat, die vetgemaakte kalf, die bees wat ek spesiaal vir julle groot gemaak het, en die skape is geslag, die spit is aan, die wyn is reg, die partytjie is reg, julle moet net kom. Kom net. Kom na die bruilof toe. Dis wat hy vir hulle sê. Net asof hy sê, asseblief, ek sê dit nou by, asseblief kom na die bruilof toe. Ek wil graag hê, julle moet hier wees. En dan sal hy reaksie, wat ek al so baie by julle ook, by mense gehoor het, sal hy volgende skryf op, ek is so besig. I'm insanely busy. Hulle sê vir die slawe, luister ouens, ek moet na my plaas toe gaan. Ek kan nie nou nog met 'n koning se partytjie opgaan nou nie. Ek het my eie lewe, man. Ek moet gaan werk. My werk is my so belangrik. Ek moet by my werk uitkom.
En terwyl jy hier sit, terwyl ek hier voorbereid, en dink ek, maar hoe arrogant kan mense wees? Die koning sê, jy is my so belangrik. En ek sê vir die koning, luister man, stel nie jou belang nie. Ek sal nog jou slawe ook doodmaak. Ek klap nog die slawe en sê, wat kom pla jy my? Nie sê ek is besig. Al gaan hulle dood, ek gee nie om nie. So wat beteken dit vir ons? Die ding wat ek hier raak sien, is vir my hier by hierdie, hy sê hier, die maaltyd is reg, die beeste is reg, die vetgemaakte kalf is reg, alles is reg vir julle. Dit is asof God vanoggend hier sou staan weer en sê, man, ek wil nie net hê jy moet lewe nie, ek wil nie net hê jy moet asemhaal nie, want asemhaal beteken nie lewe nie. Die feit dat jy asemhaal beteken nie dat jy miskien fisies lewe, maar dit beteken nie dat jy lewe nie. As dit God kom sê, maar ek wil jou nooi na my toe, die vetgemaakte kalf is dalk nie reg gemaak nie. Ek het dalk nie 'n lam geslag nie, maar ek het die lam geslag, sodat jy kan lewe. Kom man, kry by my liefde, kom kry by my genade, kom kry by my die vrede, kom kry by my vreesloosheid, kom kry by my vreugde. Enige iets wat jy nodig het, is asof jy, ek sien so 'n hemelse stoorkamer. Ek dink gou saam met my, ons is daar in die hemel, en ons is in 'n stoorkamer. En as jy mos so by 'n stoorkamer kom, en nou sien ek by die venster, ek wil jou sien, ons loer so deur die venster. Jy moet jou neus druk so plat, van ander kant af lag die engele, hulle mosloos vir julle gesigte, wat so deur die, en daar is alles wat jy nodig het. Liefde, rustigheid, vrede, goedheid, barmhartigheid, alles wat God het, sê hy, is gereed, jy moet dit hier kom kry. En dan wat is mense se antwoord? Ek is te besig. Here, ek sal baie graag meer gereeld by die kerk wil uitkom, en ek sal baie graag meer gereeld wil Bybel lees, en ek sal baie graag wil lofprysing doen, soos ons vanoggend gedoen het, maar Here, ek is so besig met my kinders, jy weet, nie nog vir my die kinders gegee ook, maar hulle is so slim, en hulle swem so goed, en hulle doen so goed in sport, en ek kan nie by al die goed uitkom nie. Here, ek het nog hierdie ambisies ook, ek wil daarom nog ergens kom in die lewe. Ek is te besig. Dan nog my sport en my werk en, my worries ook, my finansies, my huis, my gesin, jy kan dit opnoem. Alles kom voor God. Dis wat ons sê. Hy sê, kom man, kom lewe 'n bietjie saam met my. Kom, spandeer tyd met my. It's all about me. Gaan net oor my. Ek is eintlik maar die koning van my lewe. Dis wat mense sê. En miskien mishandel ons nie die boodskappers. Ek is nou 'n boodskapper, maar julle is almal boodskappers. Maar miskien mishandel ons nie die boodskappers nie. Miskien maak ons nie die boodskappers dood nie. Maar weet jy wat maak ons dood? Ons maak die boodskap dood. Want die boodskap is 'n boodskap van, man, saam met my lewe jy. Kom lewe man. Kom kry lewe. Ons maak die boodskap dood. En dan lewe ons nie. Dan sit mense en hulle sê, weet jy, die lewe is nie 'n vreugde nie. My lewe is nie 'n lied nie. My lewe is so swaar. Hoekom? Want ons is soms so besig om 'n lewe te maak, dat ons vergeet het om te lewe. Dis wat God sê. Kom lewe. En nou is dit vir my so fantasties, dat hierdie ouens sê, nee, ek gaan nie kom nie, ek wil nie by u wees nie. Dat hierdie koning nie opgee nie, en dit is nou, die koning is God. Die koning is hier 'n prentjie van God, dat hy nie opgee nie. Vers 8 gaan hy aan, hy sê, toe sê hy vir sy slawe, man, alles staan klaar vir die bruilofsfees. Maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan nou uit na die straathoeke en nooi soveel mense as wat julle teekom na die bruilofsfees toe. Toe het daar die slawe uitgegaan op die strate en almal wat hulle gekry het bymekaar gemaak het, slegtes sowel as goeies. En so het die feessaal vol gaste geword. En jy indink, jy is die koning, en die ouens wat jy genooi het, wat jy belangrik geag het, sê net, sorry. Hoe moet die koning voel om te sê, ek gaan nou maar die mense op die straathoeke nooi? Want dis die ouens wat nie werk het nie. Julle wat nou van Suid-Afrika afkom sal weet, baie keer staan mense op die straathoeke of op die plein, dan soek hulle, dan gaan tel jy mos mense daarop om te werk. Dis presies soos dit daai tyd was. Op die straathoeke het mense gestaan as hulle nie werk het nie. So as jy 'n werker nodig gehad het, het jy na die straathoek gegaan. So Suid-Afrika is eintlik Bybels, want dit is presies soos in die Bybel plaasgevind het. En dan gaan haal jy iemand om te gaan werk en dan bring jy hom na jou toe. Dis daai ouens. Is die werklooses, die goeie en die slegtes, staan daar.
En hulle wag om 'n werk te kry. En hier stap die koning se ouens en sê, kom julle, ons gaan partytjie toe. Ons gaan nou regtig. Die koning, ag, julle is so belangrik. En dit is my so 'n wonderlike storie van God. Is dat niemand is te sleg vir hom nie. Ek het al met mense gepraat en gesê, maar hoe gaan God my ooit vergewe? Kyk hoe sleg is ek, kyk wat het ek alles in my lewe gedoen. En hier by ons kerk het ons gesê, ons is die perfekte plek. God is die perfekte plek vir nie perfekte mense. Dis wat jy hier vir ons kom leer, is om te sê, jy hoef nie perfek te wees nie. Al wat jy moet doen, is jy moet sê, yes, ek vat dit. Ek wil hierdie lewe saam met hom gaan lewe. Ek gaan nie eers regkom nie. Ek gaan nie eers beter begin raak nie. Hy sal my beter maak. Ek gaan nie eers ophou sondig nie. Ek gaan nie eers ophou vloek. Ek gaan nie eers ophou dit of dat doen nie. Ek gaan net kom. En dis wat hy vanoggend vir jou en vir my sê. En ek is so opgewonde om dit vir julle te vertel. Kom net aan hier, kom net. Jy hoef niks te doen nie. Hierdie is die perfekte plek vir nie perfekte mense. En nou met eintlik amen gesê en ek nou jammer dat maar Jesus weet beter. Dat hy nie amen gesê het nie, want nou kry die storie 'n wending wat nou nie so lekker klink nie. Vers 11, maar dit is so eintlik 'n wow moment, want hy so spot on. Hy weet presies wat in die wêreld aangaan. Hy weet presies wat in 2016 in ons wêreld aangaan, want hy sê, toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar's 'n man wat nie bruilofsklere aan het nie. Nou hoe dit gewerk het in daai tyd, jou bruilofsklere was jou toegangskaartjie. Nie alle troues was so nie, maar baie van die troues, veral as dit nou ryk mense is wat getrou het selfs so ver gegaan om vir jou 'n kleed te maak. Jy was so belangrik om te sê, maar ek wil hê, jy kom na my toe, ek weet nie of hulle jou gemeet het nie, of hulle net 'n generiese grootte gemaak het, of hulle almal ewe groot was, miskien was hulle almal ewe groot, maar hy het dan klere gemaak, en sê, okay, ek kyk na Piet, hy gaan kom, moes vir my XXL maak, hy skat ook so, en so gaan hy maak vir elkeen 'n bruilofskleed. Hy is so spesiaal gewees. So die bruilofsklere was gemaak vir die persone. Nou sê hy, daar's 'n ou wat nie bruilofsklere aangehad het nie. En hy sê vir hom, mooi praat hy met hom. Hy sê, vriend, hoe het jy ingekom sonder bruilofsklere aan? Want jy moes dit met die deur gekry het. Maar die man kon hom niks antwoord nie. Die Engels het gesê, he was speechless. Hy was sprakeloos. Hy kon nie praat nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete vas en gooi hom uit in die diepste duisternis daar buite. En daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Nou, ek sê, dit is eintlik so 'n wending in hierdie mooi storie, want die mooi storie is dat, jy sien die eerste groep mense wat nie belangstel nie, en dan sê Jesus, maar nou, ek gaan 'n tweede groep nooi, en dan kom hulle, en dan sal hulle in hierdie heerlike partytjie, maar as daar iemand, wat nie daar hoort nie. Tussen al hierdie mense, kom daar iemand in, en ons het in die ou dae gesê, hy slip in. Ek weet nie of julle jong mense dit gebruik nie. Hy het ingeslip, hy het ingeglip. Hy was nie daar gewees veronderstel nie. Maar op 'n manier het hy ingeglip. En weet jy hoekom is hierdie koning so kwaad? Omdat hierdie man daar inkom, en dit gaan nie vir hom oor die koning nie, dit gaan vir homself. Hy het aan een kant gesit en gesê, ek gaan nog by hierdie party, free party vir my, ek gaan lekker eet, 7 dae gaan ons eet en drink, en jy weet, die koning se kos is so lekker, ek is nie genooi nie, ek hoor net van hierdie partytjie, dan, hoe moes hy ingekom het? Hy moes verby die deur gekom het, hy is ergens ingeslip, ek weet hoe het ingekom het, maar op 'n skuilie manier is hy daarin, maar het gaan oor hom, ek gaan 'n partytjie hou, hy worry nie oor die koning nie, hy is nie saam met die koning bly nie, hy is nie saam dankbaar saam met die res wat sê, wow, is fantasties dat ons by die koning se troue kan wees nie, die koning se seun nie, niks nie, hy het nie belang gestel nie, dis dit. So ons leer hierso by Jesus leer vir ons van hierdie 3 groepe mense. Die eerste groep, het ons nou gehoor, dis die ouens wat glad nie belangstel nie. Hulle is so besig om hulle lewe te maak, dat hulle die lewe mis. Die tweede groep, is die ouens wat ouens is wat niks het nie. Hulle bely ook, hulle het niks, hulle sê ek is afhanklik. Koning, dankie dat ons hier kan wees. Hulle is so dankbaar. En dan leer ons hierdie derde ou wat sê, ek wil net op my eie hier kom. Ek soek, man ek is geregtig daarop. En julle almal ken hierdie groepe mense. Daai eerste groep is die miljoene en miljoene en miljoene mense in hierdie wêreld
wat weet van Jesus, en wat net sê, ons stel nie belang nie. En julle ken sulke mense. Hulle leef saam met ons in hierdie wêreld, maar dis meer Afrikaners. Julle ken Afrikaanse, ons eie mense, wat ergens by 'n punt gekom het, wat ook uitgenooi was, maar wat by 'n punt gekom het en gesê het, man, ek soek hierdie God nie. Dood eenvoudig, ek het nie vir God nodig in my lewe nie. Ek beweeg aan sonder God. Ons ken sulke mense. Ons ken ook die tweede groep. Hulle is die nie perfekte mense nie, maar wat 'n perfekte, liefdevolle God dien. Hulle maak foute, hulle sê partykeer iets leliks vir mekaar, hulle doen partykeer sonde, maar hulle het die bruilofsklere aangetrek. Hulle het gekies om te glo. En dan is daar die derde groep, en julle ken hulle ook. Hulle is ouens wat sê, ons is nie binne of buite nie. Hulle is ouens wat sal sê, ja, ek is 'n Christen, want ek het Christelik groot geword. Maar niks van God vat nie. Niemand sê vir my hoe ek moet doen nie, nie eers die Here nie, ek leef my eie lewe, maar as jy sou vra op die sensusvorm, ek's 'n Christen. Dis deel van die koninkryk. 'n Verskriklike plek om te wees. Want as jy duidelik nie gekies het nie, dan weet jy ek het nie gekies nie. Maar as jy probeer om jou genade te koop, dan raak God kwaad. So kwaad dat hy sê, gooi my buitenste duisternis. Hoekom? Want hy het alles betaal. Hy sê, ek het my seun doodgemaak vir jou. En nou wil jy, deur jou eie verdienste, deur jou goed wees, deur te sê, ja, maar ek gee geld vir die kerk, en kyk hoe goed is ek vir mense, ek is nie 'n slegte persoon nie, ek maak nie al hierdie verkeerde goeders nie, eintlik is ek 'n baie goeie mens. Sê God, waarvoor het ek dan betaal vir jou? Jy kan jouself red nie. Jy kan never outdone the grace of God. Jy gaan dit nooit jy kan dit nie koop nie. Dit is verniet. Maar dit is duur. Dit was so duur. En dalk sit daar van hulle in die kerk, ons weet nie. So wat hoor ek? Wat moet jy huis toe vat? Dis dit, dat die grootste geskenk wat jy ooit kan kry, is die lewe. En is nie die lewe, wanneer begin die ewige lewe? Hallo? Dit het reeds begin. As jy glo, dan lewe jy reeds vir ewig. Daar is nie 'n eendag nie. Jy lewe reeds vir God. So dis die grootste geskenk wat jy kan, onthou dit net, dis die grootste geskenk wat jy kan kry. Maar hierdie lewe wat God vir ons wil kom gee, is 'n lewe wat hy wil hê, jy moet 'n fees hê. Daar moet 'n vreugde wees. Daar moet 'n opgewondenheid wees. Ja, ten spyte van hartseer en pyn, want dis deel van die lewe. Dit is nie asof ons hier lewe en nou skielik kom hartseer en pyn en swaar kry oor ons pad en sê, elkeen van ons, dis deel van die lewe, jy kry dit. Dis nie, my lewe sal die enigste lewe wees wat dit nooit het nie. So, lewe die lewe met hartseer en pyn en swaar kry en al hierdie goed, saam met God, dis wat hy sê. Dis wat jy met huis toe vat. En nou hoor ek, hier's 3 groepe mense, dis wat jy moet hoor. Die een groep wat sê, ek stel glad nie belang daarin nie. Ek het dit gehoor, maar dit is vir my belangrik nie. Dan is daar 'n tweede groep wat sê, ek is nie perfek nie, maar ek is vergewe. Daar sê, goeie mense gaan nie hemel toe nie. Dit is net vir mense wat vergewe is. As jy vergewe is, gaan jy hemel toe. En dan is daar die derde groep mense, wat dalk sê, ek het Christelik groot geword. Ek gaan probeer om 'n goeie mens te wees, sonder dat ek Jesus aanvaar het. En dan sê die Here, vir so 'n persoon, jy is vir ewig verlore. In eternity is a long time to be wrong. Dis 'n lang tyd, dis vir ewig, as jy verkeerd is. So ek sluit af, en wat wil ek hê, wat hoor ek, die laaste keer, die storie van die bruilof, is dit, God het alles voorberei. Hy berei 'n fees voor, hy berei die klere voor, hy berei die eetgoed voor, kan mens sê, hy berei alles voor, vir een rede, sodat jy kan gered word, sodat jy kan lewe.
En prakties? Julle weet mos nou wat kan ou prakties gaan doen. Ek wil jou aanmoedig. Begin 'n lewe, bou ergens in hierdie week vir jou 'n stelsel in en van nou af aan om te sê ek gaan die Here baie meer loof as wat ek vir hom vra. En dit is nie verkeerd om vir hom te vra nie, want ons gaan oor 2 weke praat daaroor, 3 weke gaan ons daaroor praat. Oor kom vra vir hom. God is nie 'n persoon wat sê jy moenie vir my kom vra nie. Maar wil jy nie bietjie vat 'n lewe begin lewe van lofprysing. Vat die psalms, lees dit vir God, bid dit vir hom. Mense sê vir my ek kan nie bid nie, dan lees jy 'n psalm. Lees hierdie psalm vir hom. Luister na musiek. Lees 'n goeie boek. Lees sommer net 'n lekker boek so Spreuke of Hooglied vir julle wat getroud is. Dis God se woord. Lees sulke lang stukke. Kry vir jou 'n spesiale plekkie, maak vir jou plekkie sê hier is my plekkie waar ek vir God ontmoet. Op 'n spesiale tyd. Maar begin net lewe man. Lewe in oorvloed. Kom ons bid. Here, op 'n of ander manier het U ons genooi, het U ons goed genoeg geag om nie net sommer ou simpel lewe te lewe van dag tot dag sukkelend nie. Ons is nie losers nie. Ons is U kinders. En U wil vir ons kom 'n nuwe wêreld oopmaak. En baie keer is ons net so dom deur vir U te sê ons is so besig. Dat ons nie tyd maak om net eers U natuur te bekyk nie. En die boeke te lees. En die sterre te bekyk. En net die grootheid van U te gryp nie. Want ons is so besig om 'n lewe te maak dat ons nie eintlik lewe nie. En 'n regte lewe saam met U. Ons weet, ons gaan ons rus vind by U. U gaan ons nog in hierdie reeks daarvan leer. So Here, help vir ons om 'n fees saam met U te hê. En dalk sit hier iemand wat mismoedig is vandag, wat sê, wat die lewe is vir my verby. Dit is vir my net so swaar. Wil jy nie daai persoon vat vanoggend en sê, man, die lewe is 'n fees saam met God. Al is dit swaar. Maar dis wat dit eintlik 'n fees maak. In die swaar weet ons het 'n God wat ons sal help. En dis wat soveel mense van my sê, as hulle in 'n krisis is, Here, is dat as hulle swaar kry, weet hulle, God het hulle gedra. En dankie dat U ons dra. Dankie dat U ons hierdeur sal vat, as daar mense is wat swaar kry. Maar Vader, ek wil vra dat U ons 'n opgewonde klomp mense maak. Môre as ons by die werk instap, dat daar 'n vreugde in ons hart wil wees. Wat ons nie weet waar dit vandaan kom nie. Net omdat U God is. Sodat U daardeur verheerlik sal word. Want Here, U het vir ons die lewe kom gee. En dan sê U, Jesus, ek gee vir julle lewe in oorvloed. Help vir ons daarmee. Amen. Kom ons dien nou die Here met ons offergawe. Julle kan sommer hierdie lied saam sing. Uit die diepte van my hart verklaar ek my liefde net aan U, my bruidegom wat kom. As die wêreld my verlei, in my wil weggaan uit
hierdie lied sing, dan dink ek aan daai Openbaring 19, waar hy vir ons sê, hy nooi ons almal na die bruiloftfees van die Lam. Daar in die hemel, na die einde van die wêreld. En dan sal die bruid, wat ons is, die kerk, instap. Ons gaan die bruidegom, Jesus, sien, en daar gaan 'n fees wees, sê. En Here, dankie daarvoor. Dankie vir hierdie dankoffer wat ons gekry het. Dat U vir ons gegee het. Elkeen van ons kry ons geld, in elk geval by U. So seën ook hierdie dankoffer, dat dit tot U eer gebruik sal word vir die koninkryk. Amen. Dat is net so 2 afkondigings. Die tema van die vakansie is kom na my toe, en volgende Sondag, is die tema is kom les jou dors, die Sondag daarop is kom kry rus. Almal van julle wat moeg en oorlaai is, sê Jesus, ek kom kry rus. En dan sê hy, en die tema daarna gaan wees, kom vra. Ons kan kom vra. En dan wys hy vir ons, hy sê, klop, vir jou sal gegee word, maak oop, hy sal oopmaak, en kom, nooi julle vriende, kom ons rus hierdie volgende 3 weke sommer net so by die Here, soos vanoggend, hy vra net vir ons, kom hê 'n fees, maar kom na my toe. En dan ons bazaar is die 7de Mei, dis in die Thornley College aan Southern River, by ons ander campus in Leeming. As jy nog nie papier gevat het van die bazaar nie, daar's 2 goed, as jy wil iets gee, bydra, iets wil doen daai dag, dit was ons nie passasierskip nie, nee, ons is so, gaan almal daar arbeid, so gee jou arbeid, maar gee ook jouself, en vertel al jou vriende, dis nie net vir Suid-Afrikaners nie, maar veral vir Suid-Afrikaners, want ons gaan lekker Suid-Afrikaanse kos eet, maar julle kan ook julle, dis so halwe uitreik, sê vir julle bure, maar kom kyk hoe hou ons South Africans, hoe hou ons lekker. Ek kan nie sê bazaar, ek weet nie hoe jy dit in Engels sê nie, wat is dit, 'n feit, maar kom in elk geval, kom kyk hoe doen ons dit, en so nooi julle vriende, maar dis eintlik ons gedagte met die bazaar, ons so regtig te doen, sy uitreik. Dis dit. Nou die lied wat ons nou gaan sing, is so 'n opgewonde lied. Dit is wie regeer. Sit gou aan, wie is in beheer? Hy is die een wat kom, is Jesus. So kom ons sing dit, en ons sê net vir die Here, ons is so bly, dat ons hom ken. Kom ons staan. Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde, een wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy. Lig jou hande na voor, sing halleluja, geef hier aan hom. Halleluja, ons koning kom, loop sy heilige
huis toe, wees opgewonde, gaan leef 'n feeslewe. En as jy swaar kry, dan weet jy ook die Here sal jou seën en hy sal jou help. Kom ek gee vir julle die seën. Ek kom lê op julle elkeen nou. Die genade van God ons Vader. Die liefde, die lewe van Jesus Christus, ons Here. En gee vir julle elkeen nou die teenwoordigheid, die krag, die nabyheid van die Heilige Gees. Ek bid dit vir julle vandag en totdat Jesus ons kom haal. Die Here seën julle. Amen. Maar nou nie huis toe gaan en julle is nou lekker koffietjies en kuier, kom ons kuier met mekaar. In my wrestling, in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea.